Goeiemôre. Ek wil vandag vir ons 'n bietjie lees uit Rigters uit. So hierdie storie van Gideon het regtig 'n bietjie gepraat met my hierdie week. En ek kan net nie ophou dink aan Gideon nie. Gideon het net so die storie is so applicable. Sy lewe, hoe die Here met hom gepraat het, is regtig net so applicable op ons. So die Heilige Gees het regtig met my gepraat deur Gideon en ek wil graag net die storie met julle deel. So basies het Josua nou die Israeliete in die beloofde land ingevat, nadat Moses oorlede is. Hulle het nou lekker gebly in die beloofde land toe Josua nou dood is. Toe vergeet hulle van God en bou hulle afgode en doen hulle eie ding, volg nie enige wet nie, doen niks van God wat Moses vir hulle geleer het, doen net wat hulle wil doen. En so het die Here nou vir hulle oorgehandig aan die Midianiete, en hulle kry swaar en gaan moeilik en want hulle aanbid ander gode en hulle het van God vergeet. En so roep hulle nou uit na God toe. En so na die 7de jaar antwoord God nou hulle gebede. En so is Gideon besig om in die veld te werk en hier verskyn die engel van die Here aan Gideon onder die boom. En Gideon vra vir hom, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? So dis nou in Rigters 6 wat ons nou hierso lees. En hou net met my, jy gaan nou sien hoe dit in jou lewe applicable is. Daarna het die engel van die Here gaan sit onder die groot boom. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. So hier gaan die Here nou vir Gideon gebruik om die Israeliete te help, om hulle vry te maak en hulle te help. En hierso in hierdie land waar Gideon nou bly, het hulle nou afgode op hulle erf is daar afgod van Baal. Nou sê God vir Gideon, maar hy moet nou hierdie altaar van Baal gaan afbreek en dan nou 'n nuwe altaar aan die Here maak. En hy gaan hom nou stuur in oorlog om nou die Israeliete te help. So hierso stuur Jesus nou vir Gideon in oorlog in hierdie geveg in, maar Gideon bou 'n altaar en hierdie stukkie was vir my so cool. Ek gaan nou die res van die prentjie inkleer. Maar hy sê, Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en dit genoem, die Here gee rus. Soos, hoe ongelooflik, maak nie saak deur die moeilike tye, deur die verdrukking, deur dat hy nou net in 'n oorlog moet ingaan nie. Daai goddelike rus is ongelooflik. Ek meen, dit is net 'n rus wat die Here kan gee, dat hy nou al 'n altaar bou. Hy het nog nie eens gewen nie, in oorlog, die Here gee rus. Daar was nou net soos 'n add-on, maar dis baie cool. So hierso sê die Here vir Gideon, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. So hulle is duisende, jy kan hulle nie instel, hulle sê so sprinkane kamele, jy kan hulle nie instel, hulle is klomp mense. En hierso is die Israeliete so min en so arm, hy sê, Here, hoekom roep jy my? Ek is die armste, ons is die armste familie van al my broers, is ek die minste waardig om nou in oorlog in te gaan. So, voor die Here het nou klaar gesê, ek gaan vir jou die oorwinning gee, maar dit is so wonderlik hierso, hoe God so genadig is in mens, al het hy het nou net verskyn, die engel van die Here het aan Gideon verskyn, hy het 'n wonderwerk gedoen, hy het die hele, die offer wat Gideon gebring het, met die sous en die brood en die vleis, het hy nou net so in laat vlam vat ook. So die Here wys vir hom tekens dat hy God is en dat hy met hom is. En nou moet hy die altaar gaan afbou, maar nou dink jy net in jou eie lewe van, hierso is die eerste enetjie, wat gaan mense van my dink? Hierso is Gideon nou, sy hele familie worship nou vir Baal, en as hy die altaar gaan afbreek, gaan die mense hom doodmaak. So die hele, sy familie, sy mense, sy hele dorp sal hom nou doodmaak omdat hy dit doen. En hierso lees ons dit in Rigters 6 vers 30. Bring jou seun uit jou huis uit. Hy moet doodgemaak word, want hy het Baal se altaar afgebreek en die gewyde paal daar langsaan afgekap. So, hierso het Gideon sy eie lewe op spel gesit om te doen wat God vir hom sê. So, God vra baie keer vir my en vir jou goed, en dit is nie eens dat hy vra dat ons lewe op spel sit nie, maar tog is dit so moeilik, nie? Soveel keer sê die Here vir jou, ek is met jou, maar tog twyfel ons so, en wat gaan dit, en hoe dit, en wat gaan môre? Hierso stuur hy hom in oorlog in, en hy die rus van die Here, en hy gaan in, en hy gaan breek die altaar af, en hy bou nou 'n nuwe een vir God. En toe het hulle hom nie doodgemaak nie, want hulle het gesê, as Baal 'n God is, laat Baal sy eie saak behartig.
Hierso sê ons, die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas. Hierso gaan hy nou in battle in en daar's 22.000 manne, wat die Here sê vir hom, jy het te veel mense, hier's te veel mense wat saam met jou gaan veg. Ja, julle is nog steeds minder as die vyande. Laat dink ons in 2 Konings 6 vers 16 wat Elijah sê, daar is meer vir jou, daar's meer mense vir jou as teen jou. En dit is net wie God is. Dit lyk nie so nie, daar's duisende meer mense in die vyand se army se in die oorlog teenoor wat hulle is. Maar die Here sê nee, stuur hierdie manne terug. Stuur hierdie manne terug huis toe, want as julle die oorlog nou gaan wen, dan gaan dit lyk asof julle dit gedoen het in julle krag en nie God dit gedoen nie. Because all the glory to God. Hoekom is ons hier? All the glory to God. Vir sy eer. So dis baie cool. So die eerste een, dit is nie mense se manier van doen nie, ons manier van doen nie. Here, hoe gaan U voorsien? Hoe gaan U my uit hierdie situasie kry? Hoe gaan ek maak? Wat moet ek doen? Iets vir my hierdie belofte gegee, het vir my gesê ek gaan wen. Maar nou sê God maar, okay, stuur die mense weg. So hoe moet ek wen? So ons gedagtes van die belofte wat die Here vir jou in jou hart gegee het, die droom wat die Here vir jou gegee het, die opdrag wat God vir jou gegee het, wat hy vir jou vra om vandag te doen, is jy soos my Here, wat gaan mense vir my dink? Hoe gaan ek dit doen? Ek het nie die finansies nie, ek het nie die deurbrake nie, ek het nie dit nie, maar die Here het klaar gesê, ek gaan dit doen. En nou kom hy met sy gat oor kop strategie wat God is, want that's the God who we serve. My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Dit is altyd anders. Die manier hoe God dit doen is altyd anders. En dis hoekom dit vir ons so moeilik is om hom te vertrou, want ons kan nie sin maak uit dit uit nie. Maar die Here sê, hy is waardig. He is a glorious, faithful God. Selfe God van gister en vandag. Gaan nou die storie lekker saamtrek. So, nou 22.000 mense is nou weggestuur. En nou kom die Here weer. Die Here kom nou weer hierso in Rigter 7. Ek gaan die Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Jy moet die manskappe sê, die wat bewe en bang is, hulle moet omdraai en huis toe gaan. So hier stuur hulle nou die 22.000 mense weg. Toe verder, toe stuur hy nog 1.000 mense weg. Pad gee en 10.000 het oorgebly. Hier 10.000 mense oorgebly, 10.000 mense oorgebly. Toe sê die Here, dis nog steeds te veel, ek gaan jou sif. 300 mense het toe oorgebly in vers 6, het ons lees. 300 mense, so 22.000 mense is nou al klaar weg. 10.000 mense toe oorgebly. Toe gaan die res ook weg, nou is die 300 mense oor. And that's God's strategy. Here, hoe gaan ek hierdie ding doen? Hoe gaan ek hierdie oorwin? En die Here sê, vertrou op my, want hy het klaar gesê, hy gaan jou die oorwinning gee. Nou is Gideon hier, so arme bang Gideon, hy vra vir die Here, maar Here, wys net vir my 'n teken. Wys net vir my 'n teken. En hier kom die Here en hy wys net weer vir hom 'n teken, want hy is so genadig. En dit is so ons. Dan sê ek soos, Here, wys net vir my nog 'n teken. En dan kom hy. En hy sê, kom my Here, vergewe my, wys my nog 'n teken. Nou, maar hierso sê die Here nou, in vers 9, kom, ga na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Hier sê hy dit weer vir hom. Ek gaan hulle oorgee. Maar as jy bang is om hulle aan te val, so nou weet die genadige God, as jy nog steeds bang is, al sê ek vir jou, ek gaan hulle oorgee, want onthou, hy het nou net 300 mense by hom, moet jy en jou slaaf Pura eers hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. En toe gaan hulle na die kamp toe, die Here het vir een van hulle 'n droom gegee, een van die Midianiete het hy 'n droom voorgegee, en hier vertel hulle toe, en hulle gaan luister nou af, en hulle vertel toe die droom, en die Midianiet sê, hoor jy, Gideon en sy army gaan ons oorwin, God gaan hulle laat wen. En so skep Gideon toe die moed, want hy gaan luister af en dit is wat hy hoor van sy vyande. En toe het hy die moed in sy hart. En toe gaan hy, en hy gaan toe in oorlog in, en toe wen hy nou almal met hierdie 300, maar op God se strategie, op God se manier van dinge doen. So wat wil ek vandag vir jou sê? Dat die manier wat jy dink God gaan dit doen, it's not going to be like that. Dit is altyd anders. God's ways are different, higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Jesaja 8 vers 9 sê hy dit vir ons. So moenie op jou eie insigte staat maak nie.
weet dat God soos God vir Gideon gevat het met sy hand. Gideon het heeltyd gaan luister, Here, wat moet ek nou doen? Here, wat moet ek nou doen? So hy het 'n pad gestap. So wat leer ons van Gideon? Hy het 'n pad gestap met God. Hy het elke dag 'n intieme verhouding met die Here gehad, geluister, wat moet ek volgende doen? Wat moet ek volgende doen? Wat moet ek volgende doen? En so was God so genadig, dat hy van die begin af hom 'n teken gegee het. Hy het eers vir hom 'n teken gegee, toe het Gideon gesê, Here, as hierdie wol sopnat is, maar hierdie grond droog is, dan sal ek weet, okay, ek moet gaan. Toe doen God dit. Toe sê hy, okay, Here, vergewe my, maar gee my nog 'n teken. As hierdie grond nat is, maar die wol droog is, dan weet ek moet gaan. Gee weer vir hom 'n teken. So vat die Here vir ons, en hy vat ons hand, en hy stap saam met Gideon in die pad, en hy gee vir Gideon die oorwinning, en hy help sy volk, want hy's 'n goeie God, al het hulle nie geluister nie, al het hulle in opstand teen hom gekom, al het hulle ander gode aanbid, al is hulle rebellious, God het nog steeds gekom, because he loves us, hy het nog steeds sy volk kom help. So maak nie saak hoe jou omstandighede lyk, wat die belofte is wat die Here vir jou gegee het nie, wat jy nie weet wat God gaan doen, hierdie deurbraak nie. Hy sê, I've got this. Hy's anderste, sy strategie is anderste. Partykeer sê die wêreld, dit moet baie wees, dit moet groot wees vir dit om te oorwen. Ek meen, in my logika sal sê, as ons nou 30,000 mense is, gaan ons definitief hierdie vyande baie vinniger beter wen, as wat ons net 300 mense is. En die Here sê nee. Die Here sê nee. Daar het hulle sommer mekaar doodgemaak, omdat die Here hulle die mekaar gemaak het en die oorwinning gegee. Al die glorie kon toe gaan aan God en nie aan onsself nie, nie aan Gideon nie. So, wat ek vandag vir jou wil sê, die Here is met jou. Die Here is met jou. Hy sê, Deuteronomium 31 vers 8, Josua 1 vers 5, I will never leave you nor forsake you. My thoughts, my ways are different, higher. Moenie opgee nie, wees vol hoop, wees vol van daai geloof in jou hart om te weet. Soos wat hy vir Gideon deurgekom het. Gideon het op hom vertrou en in sy swakhede, in sy twyfel het God nog steeds gekom en gesê, hier is my kind, hier is my genade, ek wys vir jou weer, ek is met jou, ek is met jou, ek is met jou. Dit gaan nie lyk soos wat jy dink dit moet lyk, dit gaan nie wees soos wat jy dink dit gaan wees nie. God gaan dit op 'n ander manier doen, vir sy glorie. En hy gaan jou nie laat daar waar jy is nie. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. There are more for you than it's against you. Daar in die natuurlike oog, as daar duisende meer, jy kon hulle nie eens tel nie. Dit was meer as 30,000, en jy kon hulle nie eens tel nie. Maar God het 300 man gebruik om hulle te oorwin. Because God, He did it. Jou situasie, jou vraag, jou twyfel, jou omstandighede, jou werk, jou finansies, wat in jou lewe aangaan, but God. What a wonderful, faithful, glorious God we serve. Sy liefde en vrede. So my gebed vandag is dat jou hart sal gevul word met vrede. Dat in jou chaos, in hierdie lewe van vandag, die storm, die wat ook al, die twyfel, dat jy 'n altaar vandag kan bou en sê, Here, ek noem dit vrede. Want die Here sê, ek gee vrede, nie soos die wêreld gee nie. Die wêreld sê, as daar 30,000 mense is, dan kan ek vrede in my hart hê dat ek gaan wen. God sê, as daar 300 man is, dan gaan ek wen. Vrede, dat ek moet finansies hê, ek moet werk hê, ek moet kinders, ek moet dit, alles moet uitgesorteer wees. Nee, ek gee vrede, nie wat die wêreld gee nie. Here God Almagtig, Heilige Gees, vul ons vandag met u vrede, the joy, u joy, Here, laat ons oorloop van u vrede, u joy, u hoop, vertroue in 'n almagtige, waardige God. Here, u is waardig en ons loof en ons prys u almagtige naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.